Ek wil vanoggend 'n skrifgie met jou lees wat nogals vir my uitgestaan het in Spreuke vers 9. En Spreuke vers 9 het twee tipes vrouens wat hierso praat. Die eerste vrou is wysheid en die tweede vrou is dwaasheid. En wysheid sê, hy begin, Spreuke 9 vers 1 sê, wysheid het vir haar 'n huis gebou. Sy het 7 klippilare gekap en dan gesê sy het 'n feestelike ete gemaak, sy het wyn geskink en haar tafel gedek, sy het haar bediendes na hoë plekke van die stad gestuur om van daar mense uit te nooi. Dan is haar dubbelpunt, hier wat sy uitnooi. Almal wat nog moet leer, kom eet by my. Die wat nog onkundig is, het sy genooi. Kom eet die kos wat ek gemaak het, kom drink van die wyn wat ek ingeskink het. Laat staan julle onkunde, sodat julle kan lewe. Kom begin met insig lewe. Wysheid roep 'n uitroep na almal buitekant toe, sê almal wat nog moet leer, kom na my toe. Kom eet die kos wat ek vir jou gemaak het, kom drink van die wyn wat ek ingeskenk het. Begin met insig lewe sodat jy kan lewe. Sê kom eet die kos en wyn wat ek gemaak het. Laat staan jou onkunde sodat jy kan lewe. En as jy dan verder afgaan in Spreuke 9 van vers 13 af, dan begin dwaasheid praat, dwaasheid fluister, wysheid roep, dwaasheid fluister. Dwaasheid is soos 'n luidrugtige vrou, sê die Bybel, standig van begrip en sonder kennis. Sy sit by haar voordeur op hoë plekke, wat uitkyk oor die stad. Sy roep na elkeen wat verbykom en op die regte pad loop. Hoor gou wat doen dwaasheid. Sy sit op 'n ou troon, sit op haar stoepie en kyk na almal wat verbykom. En dan sê die Bybel, sy roep na elkeen wat verbykom en op die regte pad loop. Dwaasheid sit en kyk na mense wat op die regte pad loop en dan roep sy hulle, kom 'n bietjie een kant toe. Nee, dit raak net erger. Vir die wat nog moet leer, sê sy, draai af hiernatoe. Met ander woorde, die ouens wat nie kennis het nie, die ouens wat in onkunde is, die ouens wat nie wysheid het nie, sy sê vir hulle, hey, draai af hiernatoe. Vir die wat nog kennis kort kom, sê sy, water is soeter as dit gesteel is. Kos wat skelm geëet word, is baie lekker. En dan vers 18 sê die Bybel, hulle wat na haar toe gaan, besef nie dat die dooies by haar bly nie. Hulle wat haar uitnodiging aanvaar, is klaar in die doderyk. En die vriende, ek wil hê jy moet vandag besef, dat wysheid roep jou om weg te draai van alles wat nie God is nie, sodat jy in die volheid van lewe kan stap. Wysheid roep jou om te sê, begin lewe met insig, dat jy die volheid van lewe sal kan ervaar. Maar dwaasheid roep jou een kant, dwaasheid fluister. Dwaasheid praat van die gesteelde water. En ons ken nou ding, verbode vrugte is altyd lekker, maar dwaasheid roep jou een kant toe en sê vir jou, vertel vir jou alleen, gesteelde water is lekkerder. Brood wat jy in die geheim eet, is lekkerder. Gesteelde water is soeter. En is interessant, dit wat verbode is, voel soms die mees opwindende. Ek en jy weet dit altyd, dit wat jy skelm kan doen, voel altyd lekkerder. Hoekom? Want is in die geheim, so dit maak dit meer aantreklik. Die risiko maak dit meer intens, en die feit dat dit verbode is, maak dat dit soet is. Maar dit is 'n absolute leuen. En net so ook vandag in jou lewe, is daar dalk goed in jou lewe wat jy in die verborgenheid doen. Jy sit in skelmte te doen. Mense mag nie weet van dit nie, dis in die donker. Want daar in die donker maak dit meer intens. Daar in die donker waar niemand weet nie, maak dit meer opwindend om te doen, om iemand in te loop dalk met besigheid, om jou vrou te verneek, of om in pornografie vasgevang te wees, of om te jok oor goedjies, om dit vir jouself beter te maak dit meer opwindend. Maar Johannes 3 vers 20 sê Jesus, elkeen wat kwaad doen, haat die lig. En hier is die ding, sonde haat lig. En dis hoekom in die donkerte bly dit daar. Het kan nie in die lig kom. Jy hou dit daar in die donker, sonde hou van die donkerte. En wanneer hy sê in vers 18, dat hy sê die dooies bly by haar, almal wat haar roep aanvaar, is reeds in die doderyk. Wat hy daarso sê is, dat baie mense het al hierdie pad geloop, en mense wat hierdie pad loop, kom nooit terug nie. En jy moet vandag kies, watse pad loop jy? Loop jy op die regte pad, saam met wysheid? Loop jy op die verkeerde pad, saam met dwaasheid? Is dit waar jy gaan? Plesier is altyd kort, maar die gevolge wat jy dra, van daai tydelike plesier, is altyd diep, altyd lank en altyd swaar. En baie ouens dink, hulle kan goedjies in die geheim doen, niemand sal uitvind nie. Die Bybel sê, alles wat in die donker gebeur, sal in die lig kom. Ons sien dit vandag oral in die kerkwêreld. Jy hoor van hier 'n pastoor wat geval het, daar 'n pastoor wat aangejaag het, daar sou iets nou weer gebeur, hier's 'n leier, daar's 'n besigheidsman, hier's 'n vriend, hier's 'n buurman. Jy hoor heeltyd 'n klomp goed wat dit hulle gedink het, sal in die donker bly, het nie daar gebly nie. Dit het in die lig gekom. En alles wat in die donker is, sal na die lig kom. En die ding wat sonde doen, is sonde verkoop
'n geheim, sonde verkoop soetheid, sonde verkoop opwinding en alles van dit is 'n leuen. Dit is glad nie lewendig nie, dis dood. Dit is 'n leuen, dit verkoop wat dit eintlik is dood, skaamte, ongebrokenheid en vernietiging. Dis wat dit eintlik doen. So vandag moet jy kies, waar in jou lewe sit jy met sonde? Is daar geheime sonde in jou lewe wat jy weet jy moet uitsorteer? Is daar 'n plek wat wysheid jou geroep het en jy het gekies om teen wysheid te gaan? Waar dwaasheid vir jou gefluister het en gesê kom bietjie die kant toe man. Gesteelde water is mos soeter. Brood wat jy nie geheim eet is baie lekkerder as daar buitekant. Wat is daar in jou lewe wat vandag moet uitgaan? Wat jy moet kies en sê, ek kies vandag dat hierdie ding nie meer 'n invloed op my het nie. En jy sien, vriend, dit wat jy in die geheim doen, sal uiteindelik in die openbaar gebring word. Die Bybel sê, soos 'n ou in sy hart dink, so is hy. Dit wat jy lank genoeg op mediteer, wanneer niemand sien nie, sal uiteindelik jou realiteit raak. En vandag moet jy kies, wat moet uit jou lewe uitgaan en wat moet bly? Wat is God en wat is nie? En ek wil vir jou sê, as dit in die geheim moet wees, waar niemand mag uitvind nie, dan hoort dit nie in jou lewe nie. Vader, ek dank U vir elke persoon wat hier so luister ingeskakel het. En dit mense wat sukkel met goed wat hulle wegsteek, geheime, goed wat niemand van weet nie, die struggles wat hulle het agter toe deure. Bid ek, Here, dat U lig op dit sal skyn in hulle persoonlike lewe, dat hulle self uit sal kom en sê ek bring hierdie in die lig voordat iemand anders dit bring in die lig. Dit is baie erger as iemand anders dit in die lig bring as wat hulle self sal kom en sê ek wil vandag sê ek gee oor. Ek het 'n fout gemaak, ek jaag aan. Ek kan nie ophou nie. Help my, ek het hulp nodig, want hierdie is waarmee ek sukkel. Vader, ek dank U dat U hulle sal seën, dat U met hulle sal praat, dat U hulle hart sal oortuig en dat hulle vandag sal kies om U te volg in die naam van Jesus. Amen.